En die Here groet jou ook vanoggend met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ja, Here almagtige Vader. In die begin was die aarde woes en leeg gewees, Here. Maar U het gekom na die aarde toe, Here, om die woes weg te vat en die leeg weg te vat. U het gekom om vir ons te kom seën, Here, en 'n pad vir ons oop te maak. Laat ons nie hoef meer te bekommerd oor die alledaagse dinge wat gebeur nie. Maar dat ons weet wat ons kan direk by U kom kniel en by U kom huil. En U kom gee vir ons troosting. U kom gee vir ons 'n lag. En daarom is dit so voorreg, Here, om vanoggend in Bergbron hier te kan sit, Here, en U naam groot te kan maak. Here, ons het vanoggend gehoor van soveel dinge wat aangaan, Here. Die vroue aksie en om Gerard hulle met die gebed en die Bybelstudies, Here. En ek bid, Here, dat U seën daaroor sal kom oor elkeen van hulle, Here. En Here, waar ons as Bergbron 'n verskil kan maak, Here. Ja, Here, dat U dit in ons harte sal plaas, Here. Want hierdie is 'n oop familie, Here. 'n Oop familie wat U so dien, wat so lief is vir U, Here. En ons dankie, Here, want U het ons eerste lief gehad. Here, en dan kom ons vanoggend en ons dink aan al die siekes in die gemeente, mense wat nie gesond is nie. Here, ons dankie vir Johan Miller, Here. Ons dank dat U in beheer is, Here. En ons weet, Here, waar dit moeilik met Tannie Annette gaan, Here. Vra ons vir haar dat U vir haar ook berusting sal gee, Here. Here, U het vir ons 'n tyd op hierdie aarde gegee, Here. En ons dankie daarvoor. Ons weet, Here, U is in beheer. Danie de Klerk, Here, ook. Here, wat nou voeding deur 'n buis moet kry, Here. Bid ons, Here, dat U saam hom ook sal wees, Here. Ons dankie vir Tekare Palme. Here, dat U besig om genesing daartoe te pas. Ja, Here, U ken haar stryd al so lank, Here, wat sy veg teen hierdie, Here. Maar Here, ons dankie, Here, want ons ken haar, en U ken haar by die hart. Ons weet, haar oë is op U gerig, Here. Met al hierdie mismoedigheid, Here, staan sy op en sy kyk na U toe, Here. En sy reik uit vir U genesing, en ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie vir elke een van hierdie gemeentelid, gelede. Here, want ons weet, U is in beheer. Chantal se ma, Annelie Nel, wat weer ook chemo gekry het, Here. Vra ons ook, Here, vir daarso ook, Here, dat U rustigheid sal gee, Here. En ons vra, Here, dat U wil sal geskied ook daarso. Oom Hekkie Skuman, wat ook, sê ons ook dankie, wat goed herstel daar by die werk. By die huis. Ja, Here, ons loof U en ons prys U daarvoor ook. En dan het ons nou vanoggend ook gehoor van Marcel se vrou, wat ook gediagnoseer is met breinkanker, Here. Ja, Here, hierdie woord kanker het al soveel seer gebring. En hierdie kanker het al soveel twyfel gebring. Maar ons weet, Here, ons hoef nie te twyfel nie. Ons weet U is nie 'n kanker nie. Ons weet U is 'n genadige God. Ons weet dat U ons gebede verhoor. U sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. Here, daai woord, U sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dit is wat ons glo, Here, hier vanoggend. Maar Here, ons is ook baie opgewonde met verjaarsdae wat hierdie week gaan gebeur, Here. Ina, Kobus, Nina, Meas,
Ja, Here, ons sê ook vir hulle lekker verjaar, Here. En dankie dat U hulle nog 'n jaar gespaar het. Ja, Here, en dan kom ek vanoggend waar daar huwelike ook is, Here. Ja, Here, dit is nog aan my hart, hierdie huwelike wat die Satan so kom om te wil destrooi. Here, ons almal het, toe ons getroud het 'n belofte afgelê, Here. Maar Here, U ken elkeen se omstandighede. So ja, Here, ons is nie hier vanoggend om te oordeel nie, wat verkeerd gegaan het nie. Ons is hier om te oordeel oor die Satan, wat hierdie huwelik aanval, wat nie wil hê hierdie huwelike moet uitwerk nie. Ons bind hom in die naam van Jesus Christus, deur die Heilige Gees. Maar ons bid ook vir hierdie huwelike wat so deur moeilike tye gaan. Here, dat U daar sal saam staan en saam met die ouers, kinders sal wees, Here. Het is so belangrik, Here. Ons weet hoe belangrik 'n huwelik vir U is, want U is 'n bruid vir ons ook, Here. Maar ons sê ook dankie vir huwelike wat gevier word, Here. Ons hoor van ons doktertjie en haar mannetjie. Here, hulle 10 jaar se huwelik ook vier. Here, dankie dat ons ook hulle ken en ons weet dat hulle getrou is aan U. En dan bid ons nou vanoggend vir Stefan, Here, wat die woord gaan bring. En ja, Here, dat die Heilige Gees hom absoluut sal lei. Vir die mense wat aanlyn is, sê ons, Here, dat hulle ook die boodskap sal uitdra, en laat ons die boodskap sal uitdra wat ons vandag ontvang. Here, alle hierdie dinge vra ons nie omdat ons het verdien nie, maar omdat U so genadig is. Ons bid vir ons omgewing, die vroue aksie, en al hierdie dinge, Here. Ons doen dit tot eer en verheerliking van U naam, in Jesus naam ontwil. Amen. Ons lees 2 skrifgedeeltes saam. Een eerste gedeelte is Genesis 2 vanaf vers 25 tot 3 vers 21. Genesis 2 vanaf vers 25. En ons is hierdie vers 25 ook waarop ons fokus. Hulle twee, dit is nou nadat God almal geskape het en die skepping voltooi, dan staan daar eindig die skepingsverhaal basies met vers 25. Hulle twee, die mens en sy vrou, was skaal, maar hulle was nie skaam nie. En dan vir hoofstuk 3 vers 1 en verder, die slang was listiger as al die wilde diere wat die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens het geantwoord, ek het hier hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is skaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet.
En die Here God sê vir die slang, omdat jy het gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Vir die mense het die Here God gesê, omdat jy na die vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sy daai te bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, tot jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense, en daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek. En dan lees ons ook Eksodus 28, vers 1 tot 6. En ons fokus veral op die klere, nee, die klere wat die Adam en Eva na die sondeval gedra het, vir hulle self gemaak en God vir hulle gegee het. En dan hier in Eksodus 28 vanaf vers 1 staan, jy moet jou broer Aaron, sy seuns Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar na jou toe laat kom uit die volk Israel uit en hulle aanstel om my as priesters te dien. Maak vir jou broer Aaron gewyde klere wat waardig en mooi is. Jy moet al die knap manne vir wie ek met vakmanskap bedeel het aansê om vir Aaron klere te maak, sodat hy gewy kan word om 'n priester in my diens te wees. Hulle moet die volgende kledingstukke maak: 'n borssak, 'n skouerkleed, 'n mantel, 'n geweefde priesterklere, 'n tulband en 'n serp. Dis die gewyde klere wat jy vir jou broer Aaron en sy seuns gemaak moet word, sodat hulle priesters kan wees in my diens. Die vakmanne moet gouddraad en blou, pers en bloedrooi wolstof en linne gebruik om die skouerkleed te maak. Die blou, pers en bloedrooi wolstof en die goed geweefde linne moet met die gouddraad geborduur word. En dan word daar ook nog verdere riglyne gegee van die kledingstuk van die priester. En dit is 'n baie mooi, nee, dis van goud en mooi wolstof en linneklere en so. Ja, as ons kyk na die hele skepping, nee, die mens in die tuin en hoe God alles geskape het, dan eindig die skepingsverhaal met vers 25 wat sê hulle twee, die mens en sy vrou, was skaal, maar was nie skaam nie. Dis waarmee die skepping wat God goed geskaap het, mee eindig. Hulle was kaal, maar hulle was nie skaam nie. En dan direk na die sondeval, dan lees ons weer van skaamte, nee? Dan lees ons hoe Adam en Eva besef het, hulle is kaal, en hulle het dit bang geword, nee? Vrees en skaamte is die effek na die sondeval. Maar die Here God na die mens geroep en vra, waar is jy? Die mens antwoord, ek het hier oorwandel in die tuin, ek het bang geword, want ek is kaal, toe het ek weggekruip. Ek wil eintlik sê die hele Bybel gaan daaroor om skaamte en vrees van die mens af te haal, van die sondegevalle toestand waarin die mens leef nie, word geken aan skaamte en vrees en die sonde natuurlik. En dit gaan om dit af te haal van die mens af. My skaamte te verwyder. Jy weet, mens kan sê Adam en Eva hulle het geen skaamte gehad voor die tyd nie, in vers 25. Mens kan sê hierdie skaamte was letterlik en figuurlik. Hulle was naak, nee, hulle was skaal liggaamlik en hulle was nie skaam oor hulle liggame nie. Ek meen, waaroor is mense vandag baie skaam baie keer? Dis oor hulle liggame. Hoekom was hulle nie skaam nie? Hulle liggame was volmaak gewees. En daarom was hulle glad nie skaam oor hoe hulle gelyk het nie, hulle liggame. En figuurlik was hulle ook nie skaam nie, nee, hulle was nie skaam oor hulle dade, dit wat hulle gedoen het, want hulle nog geen sonde gedoen nie. Nog geen sonde gedoen, so hulle was glad nie skaam oor wat hulle gedoen het nie. Naaktheid sonder skaamte.
Dis om totaal en al geken te word, en nou jou liggaam lyk, en ook hoe jou hele wese lyk, jou innerlike, jou hartstoestand, alles, is naaktheid sonder skaamte. Daar's geen behoefte wat jy het om jouself te verdedig of toe te maak nie. Daar's geen gevoel dat jy blootgestel word nie. So het God die mens geskape. Dat die mens nie hoef toe te maak en weg te kruip, en dat jy totaal en al naak is sonder skaamte. Jy kan my deur en deur maar ken, daar's niks wat jy kan fout uitwys nie. Dit was die toestand gewees voor die sondeval. Nog niks verkeerd gedoen nie. Daar's niemand wat hoogmoedig krities vir hulle sê, so en so en so nie, want alles was reg. Liggame was volmaak, hulle het niks verkeerd gedoen nie. Naaktheid sonder skaamte. Geen behoefte aan selfverdediging nie. Vandag maak ons net toe, Ons wil net wegsteek. Mense moet nie my regtig leer ken nie. Moet ook nie die foute op my liggaam raak sien nie. En hoe ouer jy word, hoe meer moet jy wegsteek. Hoe meer moet jy bedek. Dit is net so. Skaamte is eintlik 'n indringer. God het ons nie gemaak dat ons hierdie bagasie van skaamte hoef te dra nie. Dis 'n indringer in hierdie skepping. En daarom is daar ook 'n vermoë om daarvan ontslae te raak, om van skaamte ontslae te raak. Kan verwyder word. So gesê, skaamte was direk, na die sondeval. Waar die Here geroep het na die mens en gevra het, waar is jy? En die mens antwoord, ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword want ek is skaal. Toe het ek weggekruip. Ons sien hierso die drie eenheid, kan mens sê, van skaamte. Die drievoudigheid van skaamte. Die eerste is naaktheid. Tweedens verwerping. En derdens onreinheid of skuld. En ek gaan dit nou 'n bietjie verduidelik. Hierdie drievoudigheid van skaamte, waar skaamte bestaan. Naaktheid. Hulle het agterkom, hulle is kaal. En hulle het toe vyeblare aan mekaar gesit. Om dit te probeer bedek. En besef, vyeblare kan ook nie my skaamte heeltemal bedek nie, tot hulle nog gaan wegkruip ook vir God. Dis daai naaktheid, wat jy wil bedek. Naaktheid, jy wil wegkruip, in hierdie lewe, partykeer hoor jy amper kinders pauses, dat hulle wil gaan wegkruip, omdat hulle nie maats het of so iets nie. Gaan kruip nie toilette weg, wat ook al. Daar's iemand wat my boelie, dis skaamte. Wegkruip, toesmeer, selfverdediging. 'n gevoel van blootstelling, as jy 'n gevoel van blootstelling het nie. Dis alles tekens van skaamte. Daai wegkruip, toesmeer, selfverdediging. Mense moet net nie weet wat in ons gesin aangaan nie, al daai dinge. Dit is tekens van skaamte. Die tweede ding is verwerping. Wat het gebeur? Adam en Eva is deur God verwerp vanweë hulle sonde. Hulle is uit die tuin van Eden weggejaag, weg van God se aangesig. En dit het ook verwerping binnegebring in die menslike verhoudings. Die eerste 2 seuns, Kain slaan sy broer Abel dood. Daai eenheid, tussen harmonie tussen die mens en God is gebreek deur die sondeval. En dit het ook deurgedring tot menslike verhoudings. Wat ervaar ons baie keer? Mense verwerp my. Ek pas nie in nie. Voel nie goed genoeg nie. Gevoel van verwerping pas nie in die uitgeworpenheid. Voel baie mense. Ek is 'n uitgeworpene in hierdie lewe. En dan natuurlik skuld. Wat het hulle besef, hulle is skuldig. Daar staan, Genesis 3 vers 7, hulle albei se oë het toe oop gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hierdie oë wat oop gegaan het, beteken hulle fisiese oë het oop gegaan. Hulle oë was oop. God het hulle met oë geskape. Hulle het nie in die donker rondgetast terwyl die diere name gegee het nie. Hulle kon sien. So dit gaan nie oor die fisiese oë nie. Dit gaan ook nie oor dieper kennis of insig nie. Want hulle het eintlik kennis verloor van wie God is. Hulle na die sondeval probeer hulle vir God wat almagtig, alomteenwoordig is, weg te kruip. Hoe kan jy vir God wegkruip? Hulle het eintlik dommer geword, nie meer insig gekry nie. Maar wat het gebeur? Hulle gewetensoë het oopgegaan.
Hulle gewete het hulle aangekla van wie hulle sonde. Hoe hulle God verwerp het. Hoe hulle God se liefde verwerp het. Hoe hulle self probeer God, hulle rebellie. Al hierdie dinge het hulle gewetensoë oopgemaak. Hulle besef, hulle staan besoedel en skuldig voor God. Die gewete. Ja, ek weet die voorbeeld, baie keer, dan sien jy sommer 'n klein kindjie hardloop sommer poedelnakend deur, daar's mense wat kom kuier en die ma is besig om die kind te bad en so, en dan hardloop hierdie kind sonder klere sommer daar by die mense verby, nee. Hoekom? Dis daai kinderlike onskuld. Nee, maak jou nie skaam nie. Hoe ouer jy word, hoe skamer word ons. Want daar's soveel meer dinge wat my gewete my aankla. En daar's meer dinge wat ek dan bedek, toemaak, wegkruip. Hulle gewete het hulle aangekla oor alles wat hulle gedoen het, hoe hulle in rebellie was teen God. En dan, Adam en Eva probeer skaamte bedek met vyeblare. Nou vyeblare, ek dink nie, dit is die beste ding om jou skaamte te probeer bedek nie. Nie eers vandag se vyeblare, as jy dink aan vandag se vyeblare, daai wit sap wat daar uitloop, nie sal vir jou brand. Maar nou ja, dit wys net hoe hulle natuur verdorwe geraak het, dat hulle so dom was om vyeblare te gebruik, maar in elk geval. Ek besef, ek moet iets toemaak na die sondeval. Oor hierdie 3 eenheid van skaamte, van naaktheid, verwerping en skuld. En, maar God kom en hy gee beter oplossing. God antwoord op skaamte, begin God met 'n make-over. Nee, dis mos vandag sien jy baie keer sulke programme, voor die tyd en na die tyd, nee, God kom en hy antwoord 'n make-over op skaamte. En hy begin met klere, vir hulle klere te gee. En God se antwoord is natuurlik vers 21, daarna die Here God vir die mens sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek. En dan hierdie velklere wys natuurlik, is 'n vooruitverwysing na Jesus Christus, wat gaan kom. Want om velklere te maak, moet 'n dier geoffer word, bloed moet vloei, om dan die skaamte te bedek, om die vel te gebruik, om skaamte te bedek. En dit wys ook na die lam van God, wie se bloed gaan vloei, terwyl hy die Satan se kop vermorsel aan die kruis. Dit wys heen daarna, dat Jesus gaan kom om ons skaamte op hom te neem, en dit te bedek. Deur sy bloed, die lam van God, wat sy bloed vloei aan die kruis, en hy vermorsel die slang se kop. Maar dis God se eerste stap in sy make-over van klere. Wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir make-over? Make-over. Ek het ook 'n bietjie gedink daaroor. Maar so dink in die wêreld, nee, met die klere en goeders. Ja, maar ja, herskepping, nee, sy herskepping van ons mense. Maar nou hierdie eerste stap is nog nie God se finale antwoord nie, want dit is nie die ultimate kleredrag make-over nie. Want die velle van diere herinner die een wat dit dra nog steeds aan skuld. Diere wat geslag moes word. En dit is nogal brutaal, nee? Ek dink jy hoef nie 'n vegan te wees om die velle van diere te dra, is nogal brutaal, nee? Dit bloed wat moet vloei. En dit is erg en herinner eintlik aan skuld. Om my skaamte te bedek, moet daar bloed vloei. En dan gaan ook die lam van God se bloed moet nog vloei. Nee, dit herinner jou aan jou skuld. En dit kan jou nie regtig, dis nie mooi, die skoonheid is nie so mooi nie. Dis nie so aantreklik. Nee, en dan moet ons nou dink, die velle van diere in daai tyd is nou nie vandag se leerlooiery wat die hare af is en daai goed nie. Nee, dink miskien meer aan the Scrooge. Wat? The Scrooge. Nee, daai ouens se klere. Nee, dis nie mooi nie. Dis nie aantreklik nie. Dis 'n roof. Laat dink jou aan bloed wat gevloei het om my skaamte, my sonde te bedek. En God se volgende stap in sy make-over
is die Oud-testamentiese priesters. Waar die Here kom en gee opdrag aan Moses, en hy gee hier riglyne. Maak vir jou broer Aaron gewyde klere wat waardig en mooi is. Jy moet al die knap manne vir wie ek met vakmanskap bedeel het, aansien vir Aaron klere te maak, sodat hy gewy kan word om 'n priester in my diens te wees. Nee, en dan weet ons ook daai mooi stowwe wat gebruik word. Wolstowwe, goue draad, al die dinge in die priester se kleed. Dis mooi, dit getuig, hierdie priesterlike kleed praat eintlik van klaar reiniging, nê? Voordat die priester God se teenwoordigheid ingaan, is hy offers klaar gebring om hom te reinig van sy sonde, en hy kan met hierdie mooi kleed, gewy aan die Here, kan hy in God se teenwoordigheid kom. Nee, dis heilig, dit spreek, die priesterlike kleed spreek van heiligheid, skoonheid, gewy aan God, soos die draers daarvan. En dan, ja, velle van diere, het die naaktheid bedek van Adam en Eva, maar het nie aan hulle heiligheid en skoonheid en gewydheid verskaf nie. God wys dit, sy make-over, sy herskepping, gaan 'n stappie verder, hier in Exodus 28, deur middel van die Oud-testamentiese priesters. Nee, die klere van die priester het klaar reiniging veronderstel, die offerande is slaag gebring, en die draers is geheilig vir God. Maar nou kan ons vra, wat is die relevantie vir ons vandag? En ek wil 'n paar lyne deurtrek na die Oud-testamentiese volk toe, nee, Israel, die Oud-testamentiese volk van God, en ook na ons toe vandag, die Nuwe Testamentiese volk van God in Christus, nee, hoe dit deurgetrek word na ons toe. Eerstens moet ons besef, die priesters was ook maar onvolmaakte mense, soos ons vandag. Hulle het ook maar sonde gedoen. Hulle families het ook maar met die probleme gesit, waarmee ons gesit het, in vandag se families, nee. Dink maar aan Eli en sy 2 seuns, nee, daai stryd en hoe die mense ook uitgebuit het en so, nee. Het is dieselfde, hulle is dieselfde as ons vandag. En wat sê dit vir ons? Jy hoef nie volmaak te wees om geheilig te word vir die Here nie. Hulle was gewone mense. Ek dink as die priester op 'n maandagoggend, die priester, ou manne met hulle ou baarde, en as hulle maandagoggend die straat afstap met hulle gewone klere, kan jy dink hy was die priester wat Sabbat, al daai dinge genoem. Hy lyk soos 'n gewone ou. Nee? So jy hoef nie volmaak te wees om geheilig gemaak te word nie. Dan ook die priester, dit is die priesters verteenwoordig die volk by God. Die status van die priester is ook die status van die volk. Nee, die status van die volk word bepaal deur die waarde van die priester. En dit is vandag ook nog so, nee, dat daar's die koning, byvoorbeeld konings, nee, het die status van die volk bepaal. Okay, daai tyd was daar nog nie konings in Israel nie, so die priester se status en sy waarde voor God het die status van die volk bepaal. Vandag doen hulle maar dieselfde ook. Dink maar net aan die koningshuis van Engeland. Hoe mense leef amper in en deur hulle. Party mense se hele lewe gaan net oor hulle. Nee, jy leef, hulle staat amper jou status as 'n Brit. Ons assosieer so met die priesters. Vandag as ek nou dink, rugby spanne, ek kan gelukkig lyk my blou wol trui weer bietjie gaan uithaal. Nee, naas gister. Jy assosieer, nee, dit bevorder jou status, dieselfde, vandag dis hoe dit werk. En die priesters het die volk aangetrek. Want daar staan, in Eksodus 28 vers 29, wanneer Aaron in die heiligdom ingaan, moet hy die name van die stamme van Israel op die borssak op sy bors dra, om my, die Here, altyd aan hulle te herinner. So die priesters het stene, kosbare stene gehad, wat die 12 stamme se name op gegraveer was, en hy verteenwoordig die hele volk by God. As die priester die Here se teenwoordigheid ingaan een keer 'n jaar om versoening te doen vir die volk se sondes, nee, dan gaan die hele volk eintlik saam met die priester in God se teenwoordigheid.
En as jy in God se teenwoordigheid verkeer, dan maak dit jou ook heerlik. Die heerlikheid van God kom oor jou, soos wat met Moses gebeur het daar op die berg, toe die 2 kliptafels ontvang het. Die volk gaan God se teenwoordigheid binne deur middel van die priesters, en die heerlikheid van God kom op die volk. Nou, God se skoonheid en heerlikheid kom weer deur die priesters, hierdie groep ou manne met baarde, kom dit weer die skepping binne. Hier, waar die Here hier die voorskrifte gee, in die Ou Testament. God wil weer sy heerlikheid, sy skoonheid, sy heiligheid op ons mense plaas, wat vrees verdryf en skaamte wegvat, want ek behoort aan die Here. Die Here se heerlikheid is op my. Ja, die priesters, gewone mense, sy heerlikheid en skoonheid is deur middel van hulle klere. En dan lees ons in die Nuwe Testament, na Jesus se kruisiging en opstanding, kom die Here Christus en hy gee ook vir jou en my wat in hom glo, sy koninklike priesterkleed. Nee, 1 Petrus 2 vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. In Christus ontvang ons almal wat in hom glo en hom vashou, 'n koninklike priesterkleed, wat ons reinig en heilig en wy aan God. En dis hoe ons na mekaar moet kyk. Paulus sê ook, ons identifiseer mekaar nie meer na die vlees nie, maar na die gees. So as na mekaar kyk, dan sien ons skoonheid, heiligheid, reinheid. Want as jy glo in Jesus, dan dra jy Christus se koninklike priesterkleed. En dit beteken so baie, as ons lyne vat en voorbeelde vat in die alledaagse lewe, beteken klere so baie, en hierdie geestelike kleed beteken vir ons geestelik ook net so baie. Ja, as ons dink, as 'n vrou vandag 'n mooi aandrok aantrek, wat gebeur? Sy verander in hierdie queen, kan jy sê. Sy kyk op, nee, sy is nie skaam nie. Sy het hier 'n mooi aandrok aan. Wat gebeur as 'n klein dogtertjie 'n pink tutu aantrek? Wat gebeur? Ja, wat gebeur as 'n klein dogtertjie pink tutu? Jy raak happy, nee. Sy word 'n prinsesie. Ek weet nou net nie wat gebeur as Christian sy Spider-Man tutu aantrek nie. Word ek maar Spider-Man? Nou, dis dit. Ja. 'n prins. Ja, Jean-Rou, wat gebeur as jy julle skool se eerste rugby span trui aantrek? Jy's happy. Gaan lê jy so kop onderste bo, jy tel hom op, nee, jou bors stoot jy uit. En jy gee meer as jou beste. As jy op daai veld opdraf en almal juig, nee. Jy verander. Dis wat klere drag doen. En dis waarmee die Here ons ook geeste kom beklee. Dat so veel weg te kruip as sy volgelinge nie. Ons staan op, ons het hierdie priesterlike kleed aan. Koninklike priesterlike kleed. Nou klere, as ons dink bietjie aan klere nie, dit kan jou laat inpas en dit kan jou laat uitstaan. En Christus se koninklike priesterkleed doen beide, laat jou inpas en ook uitstaan. Ja, eerste is, jy teen verwerping, nee. As jy Christus se priesterlike kleed aan het, nee, beteken dit jy hoort. Jy's God se eiendomsvolk. Hy klee jou met daai kleed, nee, dat jy inpas. Jy's 'n koninklike priesterdom. Nee, man en vrou, priester, priesteresse. Nee, jy pas in, jy's deel van God se eiendomsvolk.
Ek het die afgelope tyd dit ook so beleef met my broer se begrafnis. Die militêre veterane ook was so betrokke daarbey, want hy was 'n paar jaar in die weermag gewees, dis waar hy gespesialiseer het as narkotiseer. En hy was nou militêr, het hy ook voluit gegaan. En ek het net daar gesien ook, daai ou manne, en die veterane, die militêre veterane se groepe is baie aktief. En hierdie groep ook, hulle het almal nou die 7 met sakwapen gedra. Hulle hoort, ons is deel van hierdie uitgesoekte groep manne. En daar's dragvoorskrifte vir militêre veterane. Jy sit nie sommer net goed aan 'n baadjie nie. Hulle daar selfs dragvoorskrifte, jy hoef nou nie die detail daar te lees, dis maar net om te wys die voorskrifte wat hulle het. Want dit laat jou inpas. Ek kon sien ook van daai manne by sy oop graf het hulle bereis opgesit met hierdie baadjie veterane baadjie aan. Daar by die graf gaan staan, maar skielik reg op vuur en gesalueer. Hy verander, waar hy nou redelik al oud is en nie meer so flink is, skielik is hy flink, staan daar op aandag en salueer en gaan aan. Verander jou, kon ek sien. Jy pas aan, ons is deel van hierdie groep mense, ek hoort. En dat jy ook uitstaan, want op hierdie veterane baadjie het jy ook plekke waar jy medaljes kan opsit, en ook, wat is die ander goeders, medaljes, en ook bedrewenheidskentekens. Dinge wat jy gedoen het, as jy nou valskermsoldaat is, het jy vlekkies wat jy opsit. En sulke goeders, wat jou uitstaan. En jy kon dit sien, hierdie ouens, en hulle het so ook van my broer se familie, heilo vlekkies oorhandig aan die familie. Dat jou uitstaan, so jy pas, en dit laat jou uitstaan. En dis wat Christus, as my lyne deurtrek geestelik, dis wat ook gebeur met ons, geestelik. Christus gee sy koninklike priesterkleed aan ons. En dit verwyder vrees, en verwerping, en skaamte, en daai gevoel van skuldig wees, van onreinheid, dit vat dit weg. Romeine 8 vers 1 sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. So ons kan opstaan, en weet, ek hoort, ek staan uit in hierdie wêreld. In hierdie tyd vertel my skoonsister ook vir ons, 'n ander broer se skoonsister, hulle is by 'n partytjie waar iemand nou verjaar en so. Nou jy weet by so 'n partytjies, die manne is daar by die vuur en die vrouens sit aan die ander kant en gesels met mekaar. Dis wat gewoonlik gebeur. En hierdie klomp vrouens praat en hulle sê, hulle almal sê toe, ja, ons weet vandag werk dit maar net so. Hulle almal het eers saam gebly met hulle mans voor hulle getrou het. Hulle het eers saam gebly. Sê maar dit is mos maar hoe dit werk. En hulle vra toe vir haar, en julle ook saam gebly voor getrou. Sy sê toe nee. En hulle reaksie was, o ja, julle probeer die nou pad stap. Maar dit is so, jy gaan nie nou pad stap. Jy gaan uitstaan in hierdie wêreld. As jy die priesterlike kleed aan het. Jy gaan anders lewe. Maar jy gaan nie skaam wees, jy gaan nie wegkruip nie. Ons is nie 007's vir die Here nie. Ons staan uit, ons praat, ons is nie spioene nie, ons praat, ons getuig. Want ons dra hierdie uniform. En as jy die uniform van 'n organisasie of die weermag aan het, dan aanvaar jy daardie organisasie of daai weermag eenheid se missie as jou eie missie. Jy aanvaar die kultuur en waardes van die organisasie of die weermag eenheid. Dis hoe jy optree. As jy uniform aantrek, dis hoe jy optree. As 'n waarde van die maatskappy is kliëntediens, dan is jy vinnig om iemand te help, want dis een van ons waardes. Dit was so lekker geweest toe ek vir Ilse Marie ontmoet het, was ons in die weermag, of ek was in die weermag geweest, ons al twee, en as jy uniform aan het, jy gaan doen inkopies, jy mag nie inkopies dra met uniform aan, en sy toe altyd die inkopiesakke gedra. Ek wens ek kan nou weer daai uniform terugkry vandag. Ja, jy verteenwoordig daai maatskappy.
En ons is God se verteenwoordigers. In die geesteswêreld sien die bose jou raak. Jy het Jesus se koninklike priesterkleed aan. En dit laat jou nie wegkruip nie. Dit laat jou, jy hoort, dit laat jou uitstaan. En jy aanvaar die missie van God se koninkryk. Nee, wat sê hierso ook in 1 Petrus 2 vers 9, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na die wonderbare lig. So ons moet die verlossingsdade met ons verkondig aan die wêreld. En oor die algemeen, die mense in Suid-Afrika oor die kragkrisis, hierdie week was swaar met vlak 6. Dit was regtig swaar. Om vir 10 plus ure nie krag te hê nie. Die mense kan jy sien, besighede kry swaar. Maar hoe donkerder dit is, hoe helderder skyn die lig. Hoe meer geleentheid het ons om met ons koninklike priesterkleed te gaan getuig van die wonderbare lig van God se koninkryk. God se missie is ons missie. En verbind ons aan God vir sy doel. En een ding wat 'n priester ook voorgeroep is, is om te seën. En ons moet mekaar ook seën. En want die Here het vir Moses ook gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. En ons moet nie net hoor nie, ons moet doen ook. Ons moet seën. En ek wil vra dat jy die persoon langs jou voor sal bid en sal seën. Dit is tyd daarvoor gee. Vir die persoon wat langs jou is. Bid en seën hulle. En die wat alleen sit, anti-skuif soontoe. Elise daar. Gert, sê hy saam met die oom. Skuif dat dit ten minste 2 of 3 by mekaar sal wees. Louise, sê jy daai kant toe skuif. En dan vra ek dat ons nou so 5 minute kans gee. En dat ons mekaar sal seën. En wat is 'n seëning om te bid? God se seën oor hulle, en daar is 'n voorbeeld vir jou om te doen. Kom ons doen dit, want ons moet ook nie net hier doen, maar kom ons seën mekaar en ontvang God se seën. Dan gaan ons ook uit om ook mense in die wêreld te gaan seën. Kom ons gee so 5 minute kans daarvoor. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.